Gees. En ek het laasweek 'n toolbox hier voor by die kansel gesit en daar's nie baie mense wat 'n toolbox kerk toe vat. Hulle het amper vir my gelag, nou is jy nou okay. Maar ek moes my toolbox ver van hulle afhou, want ek is nou bang, hulle vat van my tools, nee. My tools op wegraak. Maar ek gee die vergelyking, dat sodra jy vat 'n 13 spanner. Nou 'n 13 spanner kan nie 'n skroef losmaak nie. Nou vergelyk jy die gereedskap met die gawes van die Heilige Gees. En laat jou dink. Ek is 'n praktiese ou, ek is 'n prentjies ou. Ek love dit. En deur dit, I get the message home, om dit so te verduidelik. En hierdie het ek opgestel, in 4 dele. Ek het die inleiding gedoen, dan sal deel 1, 2 en 3. Sorry, 2, 3 en 4. Dit is nou regtig. So na hierdie het ons nog 2 sessies voor. So hierdie is nie 'n preek nie. Ek sukkel om te preek. Ek gee jou lering. Ek gee vir jou skrif. Ek gee vir jou leiding. En ek het die skrif hier ingesit, sodat jy self kan gaan in jou Bybel en jy naslaan. Okay, dis nie Konrad so gesê nie, dis die woord van God wat so is, wat so sê. Nee, ek nie. Sodat jy jou eie studie kan doen, sodat jy jouself kan leer, sodat jy self daai gereedskapkas gaan oopmaak. Want ek sê vir die mense, ons loop met hierdie gereedskapkas, met die gawes van die Heilige Gees, deur ons hele lewe lank, en ons weet nie om dit te gebruik nie. Ons wil disippels maak. Maar nou maak jy 'n kort disipel, want jy het die gawes van die Heilige Gees nodig, as jy wedergebore is, en jy is gedoop, en dan vra jy vir gebed, om die gawes te ontvang. Jy het die gawes ontvang nou die dag. En dit is daai gawes, as jy spreek in Jesus naam, die krag van die Heilige Gees wat dinge gebeur. Amen. Jy kry dit nie op 'n ander manier nie. Jy kan nie vir 'n demoon sê, gaan in Jesus naam, en jy sê gevul met die Heilige Gees nie. Hy gaan vir jou lag. Ek wat gevul is met die Heilige Gees, toe ek 'n demoon wil jag op 'n stadium, dan toe lag hy vir my, ha. En hy sê vir my, ek is hier om te bly. Maar toe moet ek nou alles in my inspan, om daai gogga te jag. Sonder die Heilige Gees, gaan jy dit nie doen nie. Daai deel van die Godheid het ek en jy nodig. Die mense praat oor die gawes, maar hulle pas dit nie prakties toe nie. Hulle sit met daai toolbox, en dan gaan hulle hele lewe deur. En ek kan hulle nie verstaan nie, nou maar, pastoor, bid vir my, ek is verlore. Maar Paulus sê 146 keer in sy woord, sê hy vir my, groter is, hy sê, Christus in jou. Nou as jy Christus in jou, het jy die vermoë, jy het die toolbox dan, né? Nou hoe gebruik jy dit nie? Dis nie net 'n pastoor nie, wat dit het nie. Elke persoon het dit, elke persoon is toegerus met die gawes, want die woord sê so. As jy gedoop is en jy is gevul, wedergebore, en jy is gevul met die Heilige, gedoop en gevul met die Heilige Gees. Then you've got it. Why do you question it? Nou kom ek met my kind, en nou wil ek my kind hospitaal toe vat, en die Shanta Barata, dan vat ek die olie, en dan salf ek my kind. Ek salf hom, want die woord sê so. Ek sê nie om nie dokter te gaan is verkeerd nie, ek sê wat ek sê nie. Ek sê maar jou priestelike
verantwoordelikheid lê daar. Bid jy saam met jou kind. Waar sien jou kind die voorbeeld van die gawes van die Heilige Gees? Paul, ek het dit nou nie eens geskryf nie. So vanmôre asseblief, klim op hierdie busie. Sit die veiligheidsgordel aan, moenie afval van hierdie busie af nie. Ek gaan 'n bietjie met jou skrif deel. Ek gaan 'n bietjie dieper gaan as wat hulle normaalweg gaan. Hulle vertel vir jou van hierdie goeders, maar hulle wys dit nie vir jou nie. So wat ek gaan doen is, ek gaan vir jou wys waar dit in die woord is. En dan wat ek wil doen is Woensdag. Dis hoekom Woensdag so belangrik is. Woensdag wil ek vir die volgende 3 Woensdae is dit so belangrik om dit nie uit te mis nie. Want ons wil Woensdag kom, ons wil dit prakties kom doen. Hoe doen ek dit prakties? As jy dit nie, hoe leer ek dit? Jy moet dit prakties, in hierdie 4 mure is jy heilig en veilig. En dit wat jy spreek. As ek nou teruggaan net na die opsomming toe van verlede week. Wat is die 3 elemente wat jou salwing as termostaat, ek sal bladsy 14, bepaal? Jou getrouheid, jou beskikbaarheid, jou onderrigbaarheid. Dis wat ons mos gesê het. Am I teachable? Hoe dors is jy? Hoe dors is jy om aktief te wees in die gawes van die Heilige Gees? Onthou, die toepassing van die Heilige Gees is net nie hier nie. Dis seker 10% hier. Nou 90% is dit daar buitekant in die markplein. Daar waar jy iemand sien, daar waar jy sien waar daar behoefte is. Waarom bid jy nie vir daai persoon nie? Waarom lê jy nie hande op nie? Maar as ons nie die verskillende bedelings in die gawes van die Heilige Gees verstaan nie, en dan gaan ek, dieselfde soos 'n mechanic. Die kar het gebreek, maar ek sit die toolbox langs die kar neer, en verwag ek dat die kar moet regkom. Werk het so, Lucky? Ja, daar is jou probleem. Ek like dit. Maar niks gaan gebeur as jy jou gereedskapkas nie oopmaak nie, en jy haal dit uit wat nodig is om daai voertuig te herstel nie. Presies dieselfde met die gawes van die Heilige Gees. Nou dink ek en jy, nou vra ek die vraag af, volgens die woord, dink jy God sal sy salwing vir iemand gee wat roekeloos is? Ja. Nee. Nee. Weet julle Bybel sê? Julle almal. Ok, gaan gou vir my nou 2 Timoteus toe. Ek het dit nou nie hier nie, maar hierdie is vir my baie belangrik. Die 2 skrifte. Hou vas. En nou, kom lees dit vir my. Is dit ook by jou? Nee, wag. Nee, so goed. Timoteus 3. Hierso. Timoteus 3, vers 16 en 17. Hierdie skrif wil ek hê, dat julle moet daai skrif onderstreep, leer hom, memoriseer hom. Dis baie belangrik. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, nommer 1, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus.
dis my toolbox. Nee. Blijf my net so 'n bietjie aan. Die volgende skrif wat ek graag wil hê, is 1 Petrus 4. Dis net nou Jakobus. 1 Petrus 4 vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van die vleeslike begeertes. Dis nie 1 Petrus 4 vers 11 nie. Sorry, ek is nou nie daar nie. Dankie. As iemand spreek, dan het wees soos woorde van God. As iemand dien, laat hom wees soos uit die krag van God verleen. Sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Soos kan daai 2 skrifte moet jy vashou. Hou vas aan dit. Okay, nou kan ek verder aangaan. Die gawes van die Heilige Gees skop jou julle intelligensie, jou intellek, dit gaan teen die goeders aan. Wanneer jy hand op iemand lê, of jy bring 'n profetiese woord, of wat ook die geval mag wees. Die breinmense sê, dit kop ons nie lekker nie. Maar nou moet jy dit kop, jy moet gehoorsaam wees aan sy stem. So dit ruk jou uit jou gemaksone uit, né? Ja. So as ek nou voor iemand gaan staan en ek wil vir hom bid, nee, lekker. Jy gaan vir hulle bid. Want dis uit jou norm uit, jy doen dit nie. Maar, kom ek vertel vir julle, ek het laasweek vir julle gesê, ons is by Angus Bakken, die Mighty Men Crusade daar in Amsterdam, daar by die see. Ons is nou heeltemal wes en dit is heeltemal oos. En ek wil nie die oggend na hierdie bediening toe gaan nie, en ek is een van die ushers. Jy sien, ek wou ongehoorsaam wees. Dis die grootste val van 'n man, is ongehoorsaam. Hoor wat ek vir jou sê. Maar ek kan nou 'n lekker verskoning sê, ek het nog 'n werk om te doen. En Bena sê vir my, ek dink jy moet gaan. En ek dink jy is reg, ek sal gaan. Ek trek aan en gaan. Kom daar. In steede van 13, toe soos net 7 ushers. En daardie woord wat bedien is, toe staan daar 20 mense voor my. Ons is net 7 rye. Staan daar 20 mense in 'n altaarkol. En manne staan voor my wat ek ken hulle naam nie. Ek weet nie waarvan hulle kom nie. Ek sien dit hierdie voor my. En deur die gawes van die Heilige Gees bedien ek elke persoon. Ek jag duiwels uit. Ek bid vir genesing. Ek bid vir huwelike. Ek bestraf die drugsgebruik. Die manne is stout, hoor. Nee, hulle is stout. En ek staan amazed na dit en ek was meer gebless na die tyd as daai mense vir wie ek gebid het. Want ek het ervaar hoe die krag van die Here, die krag van die Heilige Gees deur my kom werk. Dis nie kon nie. Ek is niks voor die Here nie. Dis sy krag wat dit doen. Nou as jy nou kyk na die gawes wat ek gedoen het is, ek het dit in 3 dele opgebreek. En ek is besig nou met die spraak, nou kom ek eers in met die woord. Die spraakgawes. Onthou net, vir my en vir jou wat ons moet verstaan is van hierdie spraakgawes. Al hierdie gawes is tot eer en verheerliking van die Here. Niks vir my nie. Dit moet jy onderstreep, dit moet jy onthou.
Wat is die spraakgawes? Die gawe van profesie, die gawe van spreek in tale en die uitleg van tale. Daai Griekse woord profetia dis God se gedagtes wat hy bring, wat proklameer word. So dit is onderworpe aan geloof en aan die woord van God. Kom ons kyk wat sê Markus 11, kom ons lees saam met my daar. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo, dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Ek het geen berge in die see gesien werk nie, het julle al? Het julle al? Nee, ek het ook nie. Nou wat die voorbeeld daar is, jy moet so sterk geloof hê in 'n saak. Want sonder geloof kan jy dit nie doen nie. Ek lees verder. Ons dien nie 'n stom God nie. Hy skep, hy vermaan, hy bestraf, hy lei, hy beskerm, hy vergeef, hy genees. Hy is liefde. Om woorde uit te spreek is hy profeties. Al die gawes word gespreek. Onthou net dit. Gawe van gesondmaking spreek. Toe Jesus Lazarus laat opstaan het. Dieselfde Heilige Gees wat die Here Jesus laat opvaar het na die hemel toe, is binne in my en jou. En sy woord sê vir ons gaan groter dinge doen as wat Jesus gedoen het. Nou, wat ek gedoen het is, ek het die beginsels en die doel van elke gawe, het ek net so 'n bietjie gaan oopgrawe, sodat ons dit kan verstaan, wat sê die woord. Dis die fondasie. Profetiese woord, kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. 3 jaar terug, toe is ons in 'n groeigroep, en ek sit daar so, en net so uit die bloute uit, toe ons amper klaar is, uit die bloute uit, sê die Here vir my, sê nou, daai vrou, jy sal 'n seun verwag voor die einde van die jaar. So vrouens bly weg van my, ek profeteer nie. Nee, dit het net een keer gebeur. 3 maande na dit, toe bring hulle vir my 'n strokie. Daai toets, nou, sy verwag, sy swanger. Klein Logan is nou 2,5 jaar oud. Dit is 'n profetiese woord. Ek sê vir 'n persoon, ons gaan bid vir sy vrou, sy het kanker en dit gaan nie goed nie. Ek staan, soos nou klaar is, toe stap ek, kom ek by die deur en ek stop net daar en ek kyk vir hom. Ek sê vir hom, daar's 'n finansiële deurbraak op pad. En hy sê, ja, kan. Baie ons vir hy sê, ag ja, wat pa van praat jy. En ek los dit daar. Hy bel my 3 dae later. Toe sê Lusikor, die mense van Old Mutual het my gebel, hulle sukkel al hoeveel jare om my in die hande te kry. Want daar is 'n polis wat nog nie uitbetaal is nie. Dis nie ek nie. Dis die profetiese woord wat gebring word. Dit is aan geloof in die getuienis van Jesus Christus onderworpe. Alle profetiese woord is aan inspirasie van die Heilige Gees onderworpe. En dit is aan die stem van die Heilige Gees onderworpe.
Waar lees ons dit? Hier is 'n belangrike skrif wat ons nie moet oorkyk nie, 1 Korintiërs 12 vers 3. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus as 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Wow. Wat is hier die doel van die gawes? Julle kan daar verder gaan lees. En die Griekse woord oikodom is dit reg uitgespreek? Met taalkundige? Is dit reg? Ja, reg. Dit beteken om 'n huis te bou. Wie is die huis? Ons. Dis ek en jy. So ek en jy word gestig en ek en jy word gebou hierdeur. Dis die doel van die gawes. En ons het gesê daai paraklesis. Wat is dit? Dis daai intieme verhouding wat jy met die Here Jesus het. En as jy net so 'n bietjie kan terugstaan, onthou net daai proses van heiligmaking van elke persoon moet jy aan werk. Anders gaan die gawes nie vir jou werk nie. Soos iets wat ek moet uit my comfortzone net stap. En dis iets wat ek moet nastreef, is hierdie heiligmaking. Want dan begin die gawes van die Heilige Gees aktief te begin werk in jou. Dis 'n ernstige saak om jou op te rig. Hy sal pleit, hy sal vir jou adviseer. Hy sal vir jou waarsku, hy sal vir jou vermaan. Hy sal die kerk deur die gawe van die profetiese woord motiveer en oprig. Kom ons blaai om. Wat sê 17? Kom ons lees saam dan 1 Korintiërs 14. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Onderstreep dit. Want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God. Want niemand verstaan dit nie, maar die Gees spreek hy verborgenhede. Dis bladsy 14. Jou bladsy en ons bladsy. Sorry. Ja, ag. Myne is 'n groter skrif. Want ek is ouer. Bladsy 14. Okay, dankie Berna. Sy is my sekretaresse. Ai, dis so 'n gelukkige ding. Alright. Maar hy wat profeteer spreek tot die mense woorde van stigting en troos en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Okay? Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar tog liewer dat julle profeteer. Hoekom sê Paulus dit? Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê, sodat die gemeente stigting kan ontvang. Ons gaan nou naby kom. Vers 12. So moet julle ook terwyl julle streef na geestelike gawes probeer om uit te munt tot stigting van die gemeente. Wie is die gemeente? Ons. Sê die persoon, dit is jy. Jy is die gemeente. Jy is hier. En ek wil iets sê. Daai gesegde van my wat ek sê. You've got the power of Christ in you. Sorry? His nature. His nature, His power and His ability. I have the life of Christ in me. I've got the life of Christ in me, His power, His nature and His ability. Amen. Dis wat die woord sê. En hy bekragtig ons daarin. Okay, het ek julle kassie bietjie geskit vanmôre? Ons het gepraat van daai gedeeltes en ek wil net die punt leiber nie.
Die 3 elemente in die gemeente is gekenmerk deur die stigting, bemoediging, vertroosting tot eer van hom. Nou kom ons by die spreek in tale. En hier mis die mense dit. Hulle mis dit. They really miss it. Ek het nadat ek gedoop was, ek dink, dit was nie baie lank nie toe ek in tale begin spreek. En dit was vir my iets heeltemal anders. Want as jy na 'n persoon toe kom en jy lê hande op hom en hy moet in tale spreek soos wat hy kan in taal daar buitekant. Wat ek vir jou probeer sê is, jy kan nie 'n taal naaap nie. Ek kan nie vir jou sê agter my aan nie. Dit werk nie so nie. Want elke persoon het afsonderlike taal ontvang. Elke persoon. Maar daai taal wat jy ontvang het, weet jy wat, dit is vir my so mooi. Wanneer 'n persoon gedoop word, het hy mos die Heilige Gees ontvang. En baie keer dan vra die mense, vul my, bid vir my, vul my met die gawes van die Heilige Gees. Hy weet nie wat vir hy vra nie. Hy weet nie hoe groot is die gawes nie. Maar hy kom en hy vra vir hy gawes. Wat is die uitstorting van, of wat is die wat mens dit, opsigtelike wyse wat jy sien, hierdie persoon het 'n aanraking gekry, en begin hy in tale te praat, wanneer hy gedoop word. Ek het dit al 'n paar keer gesien, maar nie baie nie. En baie keer het ons vir mense gebid om in tale te spreek, en kry nie hulle taal nie. En ons het al gebid en hulle taal gekry. En ons het baie gebid en hulle het hulle taal gekry. Hulle taal, nie my taal nie. Jy sien, die taal wat gespreek word, wat ons paar plekke, wat ons nou al reeds gesien het daar. Wanneer jy in 'n taal spreek, is dit soos, gee ek die mense die voorbeeld, dit is soos 'n direkte lyn wat jy het met God die Vader, 'n rooi telefoon. As jy in tale spreek, dink jy die duiwel gaan waai? Nee. Nee. En hy verstaan nie die taal wat jy praat nie. Verstaan jy Gashanta Baratokoboshi? Hy verstaan dit nie, okay. Want ek maar weer probeer. So die duiwel verstaan net, jy sal gaan in Jesus naam. So die tale spreek is stigting vir jouself. Die tale spreek is kommunikeer tot God die Vader. Jy word in die oggend 2 uur wakker en jy weet nie waarvoor om te bid nie. En nou begin jy in jou taal te bid, Kashanta Baratakabashi. Jy bid heel moontlik vir iemand in Amerika wat dalk in 'n ongeluk betrokke is. Jy weet nie. Jy weet nie. Jy bid ook vir iemand wie om die draai wat jou hulp nodig het. Maar daar's nie 'n telefoon nie. God die Vader se hand is nie te kort om daai persoon aan te raak nie. Jy moet net getrou wees en dit doen. Wat is daai Nike ding? Just do it. Just do it. Step up and do it. En jy sal, behalwe dat jy gestig word in die taal wat jy spreek, dan stig dit die ongeloof, kyk, jy is nie ongeloof nie, maar ek vat nou maar net 'n voorbeeld. Dan stig dit die ongelowige. Want aan die einde van die dag sê hy, okay, ek sien nie gebeur iets, maar ek wil dit ook hê. Jy hoor wat ek vir jou sê. Hy kan dan identifiseer, jy is 'n man van God. Dis wat dit is. Wanneer praat jy nog in tale? In die gemeente. Wanneer jy in 'n taal praat, en ons het 'n redelik voorbeelde daarvan. Of iemand anders praat in 'n taal en jy moet hom uitlê. Maar jy moet ingebid wees en vir Here Jesus vra
vir jou daai uitleg te gee. Maar as jy dan in 'n taal spreek in 'n bediening en daar's nie 'n uitleg nie, dan beteken dit niks nie. So dit is regtig wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan en dan spreek ek in 'n taal en sê, Here, help my. Of ek weet nie waarvoor om vir albei te bid nie. En ek bid vir hom in my taal. En dan raak die Here hom aan. Dis wat gebeur wanneer jy in 'n taal spreek. En baie keer wanneer jy in 'n taal spreek, wanneer jy in 'n opperkamer is, dan begin jy deurbrake te kry waarvoor jy bid. Hoekom het die Here vir ons die tale gegee? Om vir jou af te sonder as sy kind. Jy is 'n disipel, jy moet ander disipels maak, jy moet hulle leer. Hy wil as ons heeltyd ons wil gaan bid teenoor die Vader, maar wanneer ons bid ons die Vader se wil oor ons lewens. En jou gees bid tot sy gees. Daar sê hy, jou gees bid tot sy gees. Markus 1 vers 8. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. Dis Jesus se belofte. Jesus het eers begin om sy wonderwerke te verrig nadat hy gedoop is. Toe kom die duiwel op hom neer. En die Vader sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En dan wat sê hy na dit? Doen dit, luister wat hy vir jou sê. En eers daarna het die wonderwerke begin. So met ander woorde, as ons die weg van die Here Jesus wil volg, dan volg ons hoe hy gestap het op die aarde. Dis vir ons, dis kruks van ons verhouding met hom. En hier is 'n klomp skrifte wat ek gegee het in Handelinge en in meeste Handelinge wat jy kan lees. Maar as een ding wat uitstaan, dis eendragtig by mekaar. Wanneer ons in die oggend by mekaar kom en ons bid vir die diens voor die tyd, is ons eendragtig. En dan vloei die krag van die Heilige Gees daar. Daai samesyn is belangrik vir elke persoon. Want boonbehalwe, dit het my gestig toe jy gebid het. Ek was aangeraak deur 'n ander gebed. Die stukkie moet ek vir julle lees in Handelinge 19 vers 6. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. En altesaam was hulle omtrent 12 manne. So jy ontvang die gawes van die Heilige Gees deur handoplegging. Dis hoe jy dit ontvang. Hoe moet ek hierdie gawes verstaan? En julle kan daar verder gaan lees. Dit is om in 'n taal te spreek is eie soortige ding van die tong. Dis wat ek daar geskryf het. Dis 'n variasie van klinkers wat uitkom. Maar jy moet jouself, dit vloei, dit begin outomaties te vloei van hier binnekant. Begin dit te vloei wat jy die taal spreek.
Maar jy moet 'n begeerte, Bernard het vir my 'n mooi voorbeeld van die begeerte wat sy het. En toe hulle hande op haar lê, toe begin sy in 'n taal te spreek. Dieselfde wat met my gebeur het. Jy moet daai begeerte hê om dit te kan doen. Want jy het dit reeds ontvang. Jy het dit reeds ontvang. Dit is 'n bewys dat Jesus uit die dode opgestaan het en bevestig die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Markus 16. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf en met nuwe tale sal hulle spreek. Amen. 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 En weet jy wat, dit is 'n geskenk wat jy ontvang. Dit is hoekom ek die voorbeeld gebruik van die gereedskapkas. So jy moet hom gebruik. Hy moet die stof vergader, nie? As daai engine stikken is, help nie, jy sit jou toolbox langs die stikkende engine nie. Jy moet hom opmaak. Jy moet gaan haal wat jy moet gaan haal om daai ding reg te maak. Ook nie bang wees. Jy moet ook nie bang wees nie. Jy moet bereidwillig wees om dit te doen. Die uitleg van tale, dit is die derde een. En daar is die skrif wat jy kan gaan lees. Maar wat ek vir jou sê is, by die uitleg van tale, dit gebeur nie baie nie. Wanneer dit gebeur, ek weet nie van julle nie, maar ek kry hierdie gevoel, dit is 'n brandende gevoel, wat ek moet iets sê, en ek weet nie wat om te sê nie. En die dinge wat in hierdie lyfie gebeur, en ek is op my hart klop, en dan weet ek, dis nou die Heilige Gees wat hier nou besig is met my. En hy sê vir my, staan op. Staan op. Gaan ek vorentoe. Nou as jy nou vorentoe gaan, dan moet jy stap uit, jy just do it. En niemand gaan vir jou lag as jy fout maak. Het gaan nie daaroor. Het gaan oor die stigting. Dit is hoekom die groeigroepe so belangrik is. Sodat ons daar kan oefen, dit wat die woord van die Here vir jou sê. So wanneer dit gebeur in 'n gemeente, en jy staan op, dan weet jy is, you got it. Jy weet wat die ervaring is. En ek sê eendag het ek ook 'n profetiese woord, het ek in tale gespreek, en ek het dit self uitgelê. Dis nie die Here, I can't do it. En die inhoud daarvan, het die mense gestig. En jy kan altyd teruggaan, en jy kan gaan kyk, volgens die skrif, wat 'n woord bedien is. Jy kan dit gaan evalueer. Sjoe, ek is amper klaar. Wat is die begrip van die uitleg van tale? Dit gee betekenis, dit verduidelik dit. Dit is 'n uitlegkunde volgens die Griekse vertaling. Hermeneu. Dis nie 'n vertaling nie, dis 'n uitleg wat jy doen. Wees versigtig. 1 Korintiërs 14 sê weer, daar is wie weet hoeveel soorte tale in die wêreld. En gemeen daarvan is sonder klank nie. En geen een is sonder klank nie. As ek dan die betekenis van die klank nie ken nie, sal ek die spreker 'n vreemdeling wees, en die spreker sal vir my 'n vreemdeling wees. Ek sluit af. Die doel van die gawe is God die Heilige Gees is die bron van die uitleg van tale. Dit manifesteer homself deur middel van tale. Dit manifesteer die Heilige Gees deur die bonatuurlike verskynsel. En ek wil sê, Cor Edwine, want to move in the supernatural as if it is the natural. Amen. Dis waarna ek wil beweeg.
Ek wil in daai stap, van die onwetende stap jy. As jy voor iemand staan en jy weet nie wat vir hom te sê en jy sê, bid jy in jou taal en jy sê, Here, help my. En jy gee vir my woord. So met ander woorde, as ek hierdie hele, die spreek van tale, die profetiese woord en alles, vir jou kan opsom, gaan oor jou bereidwilligheid. Jou gehoorsaamheid. Jou gehoorsaamheid. En jou leersaamheid. Is ek bereid om dit te doen? Hoe honger is ek om ander mense te gaan bedien? Dit gaan nie oor jouself nie, ek is heilig en veilig in hierdie 4 mure nie. Nee, dit werk nie so nie. Hierdie man, ek admireer hom, want hy moet in alle tye gehoorsaam wees aan die stem van die Here. En die Here het vir my 'n unieke gawe gegee om hierdie goedjies te kan raak sien. Ek sien dit nie raak nie. En dat hy met hom spreek wanneer om te gaan. Hoe afhanklik moet hy nie wees van sy woord nie. As jy nie ingetune is op die Vader se stem nie, you're gonna miss it. Ek stap eendag in 'n baie lang terug, seker 20 jaar terug. Stap ek in 'n Pick n Pay in. En verby my kom daar 'n vrou gestap en sy maak 'n beursie oop en daar is nie geld in daai beursie nie. Maar ek sien dit in die Heilige en ek stap verby haar en die Heilige Gees sê vir my, sit geld in daai beursie. Ek het skaars genoeg geld om vir myself die nodige te koop. En ek stap om en ek soek die vrou en ek kry nie die vrou nie. Ek het so sleg gevoel. Bedroef die Heilige Gees. Ek het die Heilige Gees bedroef en dis die punt wat ek wil maak. Jy kan nie, as die Heilige Gees vir jou ding sê en jy luister nie, gaan jy hom bedroef. Dan gaan hy sê, next page, kom ons kry die volgende bereidwillige persoon wat hierdie werk wil doen. Dan gaan hy nie vir jou gebruik nie. En dan kan jy nie verstaan nie en sê, Here, gebruik my. Maar 10 minute gelede het ek vir jou gesê wat jy moet doen. En jy was nie gehoorsaam nie. Kom ons sluit die oë.